Môre, dit is donderdagoggend, dit is die 9de Oktober en ons gesels hierdie week aan die hand van ons, wat ek genoem het, Simfonie van Lof, waarmee ons dankfees afgesluit het verlede naweek. Vrydag aand lekker gekuier met Franco Benadi wat vir ons kom sing het en ook sy getuienis gebring het. Ons het Saterdag potjiekos gehad en skaapkoppe gebraai en ons het die Sondag met 'n dankfees afgesluit en saam eet as gemeente. En tydens hierdie dankfees het ons die liturgie so 'n bietjie aangepas. Ons het net uit die woord gelees, saam gebid en baie liedere gesing. En ons, soos ek het genoem het, dit alles verdeel in verskillende bewegings om die musiekterme te gebruik. Nou ons 5de beweging vat ons na die hemel toe, né? Die Here Jesus Christus het gekom, daaroor was ons dankbaar. Ons het die Heilige Gees wat ons lei in dankbaarheid en lof. En nou is ons in die hemel. Hierdie jaar is ons jaartema dans met die engele. Wat ons daarby bedoel het, is dat ons is met ons kop en ons hart bo in die hemel en met ons voete stap ons op hierdie aarde. Ek vat vir jou na Openbaring hoofstuk 5 verse 8 en 9. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siete gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. Ek het by die gemeente se erediens of die dankfees, het ek dit genoem, dat dit is wat in die hemel gebeur. Dat dink 'n bietjie, kry daai prentjie in jou kop, dat jou doodgewone gebed, jou voorbidding, jou dankgebed, jou lof, jou aanbidding, jou pleit by die Here, word in goue bakke voor die voet van die Here geplaas. Is dit nie 'n groot ding nie? Jare gelede, toe ek nog 'n student was, kan ek onthou, het ek op die treine gewerk en hulle het vir ons op 'n pakkiestrein, het hulle vir ons gevat Durban toe, want daar moes ons 'n groot passasierstrein van Durban af bedien tot in Johannesburg. Dit het gemaak dat ons die hele naweek werkloos, wil ek amper maar sê, daar in Durban oorgelê het. En ek kan onthou, ek dink ek het 27 sent in my sak gehad. Ons kon nie eet nie, want die trein is toe, so jy moet maar vir jouself sorg. En ons het gebaken altyd op die tips. En wat toe gebeur het, het ek net 'n behoefte gehad om kerk toe te gaan. In daai tyd moes ons maar netjies aantrek as jy enige kerk toe gaan. Ek loop met plakkies en 'n kort broek en toe gaan 'n Katolieke kerk toe. En almal is so netjies aangetrek. Ek het daar agter in die hoekie gesit en toe die kollektekortjie omkom, toe gooi ek 20 sent in. En ek kan onthou hulle het al hierdie geld so in 'n groot bak gegooi en daarvoor waar die Katolieke se kruis en Moeder Maria is, het hulle gaan sit. En dit het 'n geweldige indruk op my gemaak, dat my 20 sent ook aan die voete van die Here geplaas word. Net so word ons gebede voor die voete van die Here geplaas. Is dit nie wonderlik nie? En daarom, onthou, wanneer jy bid, dan word daai gebede in goue bakke voor die troon van die Here geplaas, want jou gebed is vir hom belangrik. Here, dankie. Baie dikwels voel ons asof ons teen die dak vasbyt. Baie keer dink ons, maar U luister nie vir ons nie, want ons omstandighede verander nie. Maar dan as ons die Bybel lees, dan sien ons U het 'n Gods wil, U het 'n Gods plan. En dit werk ten beste. Daarom, elke keer as ons bid, help ons om te onthou, dat elke gebed kom voor U troon.
Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy sommer 'n mooi donderdag beleef. Mooi